Christus wonen mij, die woont binnen mij. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, heerlijkheid van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wordt hij elke dag veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, door die geest van God binnen mij. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, wordt hij elke dag veranderd. Christus woont mij, die woont binnen mij. Van de heerlijkheid tot heerlijkheid. Heere straal, die liefde door mij. Heere straal, die blijdschap door mij. Hij weerkaat die lucht binnen mij, die wilt van heerlijkheid door mij. Heere straal, die liefde door mij. Heere straal, die blijdschap door mij. Hij weerkaat die lucht binnen mij, die wilt van heerlijkheid, van heerlijkheid, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wordt hij elke dag veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, door die geest van God binnen mij. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, wordt hij elke dag veranderd. Christus woont in mij, die woont binnen mij. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, Christus woont in mij. Christus woont in mij, die woont binnen mij. Van heerlijkheid tot Kom ons staan saam en dan open ons hierdie diens met 'n woord van gebed. Dit is so lieflik in die teenwoordigheid van die Here. O rots van die eeue, blinkmôre ster, lelie van die dale, groot en almagtig is U. Vanmôre kan ons verklaar, daar is niemand soos Jesus nie. Here, U is so groot, Here Vader, geen een kan met U vergelyk word nie, Here. Daar is niemand soos my Jesus nie, Vader. Ons eer U vanmôre, want ons weet dit is goed om in die huis van die Here te wees. Ek wil vanmôre verklaar, soos Dawid sê, hy was bly toe hy kon opgaan na die huis van die Here. En vanmôre is ek bly, Here, om hier in U teenwoordigheid te kan staan en te wees, Here Vader, want ek weet, vanmôre gaan iets gebeur. Something good is about to happen. In die teenwoordigheid van die Here moet iets gebeur, moet dinge verander, Here. En ek is so excited vanmôre, ten spyte van wat gebeur, Here. Elkeen van ons sit met omstandighede, Here Vader, situasies wat ons pad langs kom, maar ons weet U bly in beheer, Here. U gee nog steeds die uitkoms, Here. Bybel sê met elke versoeking gee U die uitkoms, Here. En vanmôre is ons hier, want ons weet U gaan 'n vars en 'n nuwe ontmoeting met elkeen van ons hê, Here Vader. Ons kom bring hierdie hele diens, Here, net na U troonkamer toe, Vader. Met vrymoedigheid wil ons gaan na U troonkamer, Here. En ek weet dat U sal ons op die regte tyd help, Here. Vanmôre is ons hier en ons lê ons bekommernisse, ons sorge, Here, werp ons neer, Here. Ons plaas alles op U, Here, want ons weet U dra dit, Here Vader. U hand is nooit te kort om ons te help nie. U oor is nie te swaar om te luister na ons hulpkreet en ons gebedes nie, Vader. En daarom weet ons hulp is van U wat hemel en aarde gemaak het, Here. U is ons skepper, U is ons Vader, Here. Ons bron, Here Vader. Ons kan net op U vertrou. Ons wil glad nie op steen op die arm van vlees. 'n Mens stel jou te leer, maar U
U sal ons nooit teleurstel nie. En daarom bid ek dat U hierdie totale diens net sal oorneem. Here Vader, neem beheer, Here Vader, want ons het U so nodig, Here. Ons is so honger vir vars aanraking van U vanmôre, Here. Ek loof U en ek prys U vir wat U gaan doen in hierdie diens vanmôre. Here Vader, wanneer ons gaan lof en aanbidding doen, Here, seën dit vanmôre, Here. Ontvang ons prys, Here. Ontvang ons aanbidding vanmôre. Is my gebed in Jesus se naam. Ek wil bid vir elkeen wat ingeskakel is aanlyn, dat U ook met hulle, daar waar hulle kyk, 'n ontmoeting sal hê in die naam van Jesus, Here. Seën, Here Vader, die pastoor wat die Eckhart, Here, wat die woord gaan bedien, salf sy lippe vanmôre, seën hom, Here. Ek bid dat U net vir hom sal wysheid gee, dat hy sal spreek soos U wil hê hy moet spreek vanmôre, dat hy niks uit hom eie sal doen nie, maar hy weet U is met hom vanmôre, Here. Seën elkeen wat gaan saai, elkeen wat gaan gee tiendes en offerande, Here. Ek bid dat U hulle sakke sal seën, Here Vader, dat U dubbelvoudig weer vir hulle sal teruggee, Here. Ek eer U, seën elke afdeling vanmôre. Ons lê dit alles in U hande. Is my gebed in Jesus naam. Met baie danksegging. Amen. Amen. Hosanna in die hemel, geseënd
Jy wonder hoe het jy deur hierdie week gekom? Want daar het soveel goed gebeur en ek kan vir jou net soveel stories vertel. Maar weet jy wat, ek is hier vandag om vir jou te sê, jy het krag ontvang op die top van die berg. En die Here het gesê, ek gaan saam met jou stap, ek gaan jou nie vir een oomblik los nie. En ek gaan dit wat jy ontvang het op die berg, my heerlikheid, my salwing, gaan ek demonstreer onder in die vallei. En jy het krag gekry om deur te gaan, jy het nie gaan lê nie, jy's hier vanmôre en jy's 'n getuienis dat dit is Jesus. Oh, halleluja. Dis die krag van God en dit is so. Dit is hier. Halleluja, halleluja. Dis die krag van God. Dit is Jesus. Dat is Jesus. Oh, dis die krag van God. Dat is Jesus, dat is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dat is Jesus, dat is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dat is Jesus, dat is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dat is Halleluja. Woe, en daar in naam sal duiwels vlug. En daar in naam is daar genesing. En daar in naam is daar oorwinning. Oh, sê net bietjie die naam Jesus. Sê dit weer Jesus. Prys die Here. En as jy kan, sit. So, dis omtrent 2 weke terug het ek hierdie lied geskryf en jy weet, ons het op 'n stadium hier gepraat, ek dink dit het begin by pastoor Waltie Snyman, toe hy gepreek het, ek dink dit was tydens die oorgegee konferensie, toe sê hy vir ons wat shalom beteken. Shalom beteken nothing broken, nothing missing. Op 'n stadium toe preek ek en toe praat ek met u oor hierdie perfekte peace, hierdie perfekte vrede wat die Here gee. Nou ja, toe skryf ek 'n liedjie en dit klink so. The night was heavy and the road was long. I was searching for a place where I belong. Then I heard His promise speaking to my soul. In His loving presence, I am finally whole. Shalom, shalom. Nothing is broken, nothing is missing. Shalom, shalom. I've got perfect peace through the storm and through the valley deep. There is a promise that the Lord will surely keep. Not the kind of peace this world can give,
but a peace that helps a weary soul and hard to live. Shalom, shalom. Nothing's broken, nothing's missing. Shalom, shalom. I've got perfect peace. Every chain is broken, every debt is gone. In the name of Jesus, I am standing strong. Now my heart is anchored, now my soul is free. In the Prince of Peace, there's victory. Shalom, shalom, oh shalom, 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 shalom. Nothing's broken, nothing's missing. Shalom, shalom. I've got perfect peace. Shalom, shalom, shalom. Nothing's broken, nothing's missing. Shalom, shalom. I've got perfect peace. I've got perfect peace. I've got perfect peace. Yeah. En allemaal wat die vrede van die Here het, sê amen. Staan op, sing het saam met my. Shalom, shalom. Nothing's broken, nothing's missing. Shalom, shalom. I've got perfect peace. Sing het nog een keer. Shalom, shalom. Nothing's broken, nothing's missing. Shalom, shalom. I've got perfect peace. Last of all, shalom, shalom. Nothing's broken, nothing's missing. Shalom, shalom. I've got perfect peace. Praise die Here. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the
wat jy vanmôre kan doen is sê, Here, dankie vir die liefling uit die hemel wat U gestuur het vir ons. Kom ons maak net 'n bietjie sy naam groot. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessing, all power. How worthy is your name. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessing, all power is yours. Sing it again, all glory, all glory.
worthy, worthy, worthy. Worthy is your name, Jesus. Worthy is the Lamb of God. We worship you, we worship you. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory, exalted high, and the train of his robe filled the temple, and the angels circled around him, and they cried,
staan op die top van die berg in u heilige teenwoordigheid. Ons is oorweldig met u heerlikheid, Here. Terwyl daar mense is in hierdie plek, Here, wat nie 'n goeie week agter die rug het nie, het hulle laaste energie gevat en hierdie berg begin uitklim vanmôre. Tree vir tree het hulle hierdie berg begin uitklim, Here. En op hierdie oomblik is die Shekinah heerlikheid van God in ons midde. En Here, en U is besig, Here, om vir hulle gemoedsrus te gee. U is besig om vir hulle kalm te gee in hulle storme. U is besig, Here, om hulle te bekragtig, Here Vader, vir dit wat voor lê. O, maar Here, hier is 'n woord in my hart wat ek voel. En dit is, you will survive this storm. Jy sal hierdie storm oorleef. You are a survivor. You are a survivor. Want ek is met jou, sê die Here. Ek sal jou nie begewe nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek is saam met jou. My kind, jy's nie besig om alleen te loop nie. Ek is reg langs jou. En ek buig my neer en ek raak jou aan. En ek sê vir jou, staan op vanmôre. Staan op en laat die heerlikheid van die Here oor jou skyn. No weapon formed against you shall prosper. Hallelujah. You are anointed, appointed for a time like this. You are anointed, appointed for a time like this. My salwing rus op jou. Ek bekragtig jou. Jy gaan nie nou lê nie. Jy gaan nie nou moed opgee nie. Jy hou vas. Jy hou vas. Jy trakteer, moet nie gaan lê nie. Want ek is met jou, sê die Here. Ek sal jou nie begewe en jou nooit verlaat nie. Remotana mama. Shimbutana manana mabo. Kushinana mayetu manana. Shimangi anda sukutara mabo. Genesing is in hierdie plek. As jy nou genesing nodig het, vat dit, vat dit, vat dit. Hier's genesing in hierdie plek, vat dit. In die naam van die Here. Elke krankheid droog op in die naam van Jesus. Elke virus droog op in die naam van Jesus. O Here, U druk U deurboorde hande binne in elke mens, Here, wat nou 'n ander hakking nodig het, Here. Op hierdie oomblik. Because you are the God that healeth me. U is die God wat nog steeds genees, Here. Ek voel net, wil jy net jou hande opsteek en sê vir die Heilige Gees, welkom, hy is hier.
Sê vir die Heilige Gees welkom, sê vir hom welkom, welkom Heilige Gees. Dis waaroor alles gaan. Ons soek nie net enig van 'n program nie, ons soek die program van die Heilige Gees. Ons soek nie 'n mensgemaakte saak nie, ons soek God. Ons soek die plan, die wil van die Heilige Gees. Touching Jesus is all that matters. Oh, and your life will never be the same. Oh, one way to touch him. Is soveel geloof in hierdie plek vanmôre. Oh, just believe. Oh, when you call on his name. Oh, touching Jesus is never be. Your life will never be the same. There is only one way to touch him. Just believe. Oh, just believe. When you call on his name. Sing het nog een laatste maal. Oh, touching Jesus is all that matters. Oh, and your life will never be the jy het net geloof nodig vanmôre. En jy's in die perfekte atmosfeer vir geloof om gebou te word. En as jy kan glo, kan dit verander. As jy kan glo, kan dit verander. Dit maak nie saak hoe onmoontlik dit is. Dit maak nie saak hoe groot hierdie reus is wat voor jou staan op hierdie oomblikke nie. Maar daar's 'n Here wat sê, ek kan. Ek kan. Ek kan. Ek kan. Ek voel net gelei. Die krepelman lê by die bad van Bethesda. Ek dink dit is, ek raai nou 38 jaar. Dis 'n leeftyd. Krepel 38 jaar. Ek mag dalk verkeerd wees, maar dis wat ek dink ek onthou.
En die eerste vraag wat Jesus hom vra is, wil jy gesond word? Want jy sien, ons raak baie maal vinnig gou tevrede met ons omstandighede. En ons dink ons is bestem om te bly in dit. Maar ek hoor die woord van die Here vra, wil jy? Wil jy uitkom met daai finansiële druk? Wil jy uitkom met daardie aaklige omstandighede? Wil jy? En dan sê die Here, sit jou geloof in my en kyk wat ek vir jou sal doen. Sit jou geloof in my en kyk wat ek vir jou gaan doen. En Jesus, U kan U sitplek inneem in hierdie gelaaide atmosfeer. Familie, ek het vir die Here gesê, U moet vir ons jong manne stuur wat U oprig in die bediening. En ek dank die Here vir Eckhart, wat die Here oprig in hierdie bediening as 'n jong man. Die ding is net, ek kan nie mense vra om te preek hier wat ouer is as ek nie, want dat is 'n moeilikheid. Nee, ekskuus, dit gaan ook nog kom. Ek is besig met 'n reis met die Here. Maar die Here praat met my oor 'n nuwe generasie wat opgewek moet word, wat Pinkster ken, wat lief is vir die Heilige Gees. En U moet weet, die jong man wat God gaan opwek in hierdie bediening, gaan nie bang wees vir die Heilige Gees nie. Gaan nie bang wees vir Pinkster nie. Gaan nie bang wees om te sê, so sê die Here nie. En dis my begeerte, dis waarvoor ek bid. Ons het te veel mense en te veel bedieninge wat swyg, wat vermaak, wat net vinnig wil klaar kry met die diens. Maar die Here is besig. Eckhart, my boeta, ek gee oor vir jou, kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Hallo. Baie dankie, Pastoor Clemens. Dit is so groot voorreg. Is jy bewus van die teenwoordigheid van die Here? Halleluja. Ek weet nie hoe moet ek nou preek nie, maar ek is so bly die teenwoordigheid van die Here is hier en ek het 'n bietjie van 'n konfronterende woord, maar ons is op pad op 'n reis na heerlikheid en ek is so dankbaar vir die teenwoordigheid van die Here en ek is so bly dat hy hier teenwoordig is. Is jy gereed vir vanmôre? God is besig met ons. En dalk voel dit vir party nie so op hierdie oomblik nie. But God is moving by His Spirit, moving all over the earth. Signs and wonders will say that God is moving. En ek is so opgewonde, dankbaar vir wat besig was, as ons net kyk na die week wat verby is. En daar's een ding wat my hart begeer. Ek smag na sy heerlikheid. Is iemand wat smag na die heerlikheid van God? Hy kies om sy heerlikheid te openbaar op die regte tyd, op sy tyd. En daar's so sterk bewustheid by my van sy teenwoordigheid, van sy heiligheid, en nabyheid wat ek nie kan beskryf nie. Dis so heerlik om te weet hy is hier teenwoordig. En wanneer jy in sy heerlikheid is en in sy nabyheid is dit, wanneer jou grootste probleem wat jy op hierdie oomblik het, dat jy dit nie meer sien nie, maar dat jy na die troon van God kyk. Dis op daardie oomblik wat die planne wat jy beraam het, wat op die oomblik nie uitwerk nie, wat jy nog steeds na die troon van God kyk. Na sy almag, sy heerlikheid. Wanneer jy vergeet van alles wat jy beplan het. Wanneer laas was jy so bewus? Wanneer laas was jy so bewus van God? Sy heerlikheid, wanneer jy in die troonkamer is en wanneer jy hom aanbid, is al wat jy aan kan dink as aan die een wat lewe gee. Aan die een van die heelal, wat die hele aarde geskep het, die heilige God.
En ek is so dankbaar, verlede Sondag hoor ons hier die mooi boodskap van Jesus op die berg met Jakobus, Johannes en Petrus en hy wys vir hulle sy heerlikheid vir 'n kort oomblik. En ons hoor dat wanneer jy in die vallei is, moet jy nie vergeet van daardie oomblik nie. In die week hoor ons hoe ons God se teenwoordigheid moet huisves, to be hungry for God. Jy gaan sy teenwoordigheid met lof en dankbaarheid. Dat God se teenwoordigheid lig bring in jou donkerste tye. En dat ek en jy hom moet aanbid in ons donkerste tye. En 'n paar weke voordat hierdie week verby is, voordat ek moes preek, het ek by die Here se voete gelê en sê ek, Here, wat het U vanmôre vir hierdie mooi mense? Wat is die woord wat U vir hulle wil gee? En ek kry hierdie boodskap van Laodicea tot en met heerlikheid. Ek sê dankie Here Jesus, U is besig om U self te openbaar vir ons, Here. En min het ek geweet wat ons hierdie week weer besig is en ek is opgewonde. Ek vra jou weer wanneer laas het jy sy teenwoordigheid so ervaar? Ek voel ek preek vir die verkeerde gemeente, maar ek is so bly om hier te wees en ek weet die Here praat met mense. Of kan ek jou die vraag vra, gaan dit op die oomblik so goed met jou, dat jy sê, dis nie nodig nie. Jy's net nie nou op daardie plek nie, waarmee is hierdie mense besig? Die probleem is, en ek kan dit getuig, baie mense het lanklaas die teenwoordigheid van die Here ervaar. Die grootste tragedie, so baie mense het geleer om sonder God se teenwoordigheid klaar te kom. En as sy teenwoordigheid dan so werklik is, hoekom ervaar soveel gelowiges dit nie meer vandag nie? En ek wil jou vanmôre op 'n reis vat. 2000 jaar gelede het Jesus aan die gemeente van wat louwarm was geskryf, die kerk van Laodicea. En vanmôre wil ek vir jou lees uit Openbaring oor hierdie gemeente. Nou Openbaring is nie 'n normale boekie, dis 'n openbaring, 'n volle openbaring van die identiteit van Jesus Christus. Dit gee vir ons 'n waarskuwing en 'n bemoediging wat ons moet regstel en die dinge wat is en die dinge wat kom. En Johannes, alleen op 'n eiland op Patmos, kry hy die bonatuurlike visioene. In Openbaring 2 en 3 spreek Jesus die 7 gemeentes aan. 7 briewe, 7 diagnose vir 7 gemeentes, wat hulle moet regmaak. 'n Waarskuwing, maar 'n bemoediging. En wanneer Jesus skryf aan hierdie kerke, skryf hy vir my en vir jou, die kerk. Dis ook profeties vir vandag, vir vanmôre, vir nou. En hy los die gemeente van Laodicea vir heel laaste. Jy sien, Openbaring is 'n wonderlike boek. Dit wys vir ons wat is en wat nog gaan gebeur en wat kom. Ons is in die laaste uur. En as ons hierdie boek lees en hierdie 7 gemeentes, lees saam met my en ek wil vir jou lees uit Openbaring 3 van die brief wat hy skryf aan hierdie gemeente, Openbaring 3 vanaf vers 14. En ek skryf aan die engel van die gemeente van Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar net koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan, om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan voor die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee, aan hom om saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. Net ons sover, kom ons sluit die oor aan, bid ons saam. Hemelvader, die wat te oor het vanmôre, dat hulle sal hoor wat die Gees vir die gemeente sê.
Here, ek bring vanmôre elke ene na U toe, Here, dat U reguit na harte toe sal praat. Here, ek is maar net 'n instrument, maar o Gees van God, werk vanmôre deur my. Here Jesus, ek kan maar net my bes te gee, maar o Here, doen U die res, doen U die volmaakte werk. Here, ons gee ten volle oor vanmôre aan U. Ons dank U daarvoor en ons loof U heilige naam. Amen. Nou familie, Laodicea was een van die welvarendste stede in die Romeinse ryk. Hulle was ryk, gesofistikeerd en selfsorgend. Klink dit bekend vandag? Laodicea was bekend vir 3 dinge. Hulle was bekend vir hulle bankwese, vir hulle rykdom, vir hulle goud. Die tweede ding wat Laodicea voor bekend gestaan het, was sy tekstiele bedryf. Hulle het wol vervaardig, spesifiek swart wol vir klere. Die derde ding wat Laodicea voor bekend gestaan het, was sy mediese skool, van die beste. En hulle het 'n oogsalf vervaardig vir die oë, wat van die beste was. Laodicea was wel af. Hulle het alles gehad wat hulle nodig gehad. Maar Laodicea het een probleem gehad, en dit was met sy watervoorsiening. En op 'n stadium bou hulle waterkanale van die warmwaterbronne, dat dit deurloop deur die stad, om vir hulle water te bring. Maar die tyd wat die water Laodicea bereik het, het dit begin afkoel en dit het lou warm geword. Dit het afgekoel, dit minerale getrek en dit was lou warm. Dit was sleg om te drink. Nou ek weet nie van jou nie, het jy al 'n yskoue glas Coke met baie ys op die tafel gesit waar die druppels so vorm en hy's yskoud en jy drink om dan brand hy so in jou keel af. Dis lekker. Dis koel en verfrissend, maar moenie Coke drink, is nie goed vir jou nie. Maar los daar dieselfde Coke vir 'n ruk, laat hy afkoel en dat die ys smelt. En hy word so lou warm en die gas vergaan. En jy vat 'n slukkie van daardie Coke, jy spoeg vol. Party mense hou van dit, ek weet nie hoe nie. Lou warm, sleg om te drink. Of soos myself, ek hou baie van warm koffie, goeie kwaliteit koffie. Wanneer jy koffie drink, warm koffie drink en jy drink hom, dan proe jy die aromas. Die slim mense sê jy proe bessies en hazelnut en kakao. Maar laat daardie selfe koffie afkoel en die melk settel so bietjie en hy word so bietjie lou warm, dan is hy nie meer lekker nie, jy wil hom uitspoeg. En hy sê, hy praat van die fisiese water in Laodicea, maar hy praat ook van hulle geestelike lewe. En in die geleesde gedeelte sê hy, ek sal julle uit my mond uitspoeg. Hulle is sleg om te drink. En net so Laodicea se kerk lou warm geword. Die kerk het smakeloos geword, afstotelik geword. En die gelowiges het begin vir niks meer staan nie. Jy sien, wanneer jy lou warm is, raak jy onverskillig. Ons staan nie meer op vir wat reg is nie. Ons bly net stil wanneer die mense sekere goed sê, want ons wil net nie aanstoot gee nie. Wanneer jy jou passie verloor, baie sielkundiges sit met paartjies, en dan beklei die paartjies, dan sê hulle, dis goed dat julle nog beklei, want julle staan nog op vir mekaar, julle het nog lief vir mekaar, daar's nog 'n passie. Ek sê nie jy moet beklei nie, maar wanneer jy passievol is vir hom, en wanneer jy aan die brand is vir hom, dan staan jy op vir wat reg is. En hoeveel keer sien ons dit nie vandag nie? En omdat hulle niks vir Christus gedoen het, hulle harte begin verhard, en hulle het gemaklik geraak in hulle selftevredenheid met wat hulle gehad het. Jy sien, God gebruik nie net 'n Christen met 'n naamplaatjie op wat sê Christen nie. Jy moet nie tevrede wees om God net halfpad te dien nie. Laat Christus jou geloof weer aan die brand steek, dat jy weer kan begin beweeg vir hom. 'n Lou, warm geloof bring nie te veel nie. Dit is maar traag. En Christus kom nie vir 'n lou, warm bruid nie, kan ek net dit sê. Maar hy kom vir 'n bruid wat gereed is met olie. Is jy aan die brand vir Jesus? En verder kyk Jesus na die gemeente. Hy kyk na hulle rykdom, hulle goeie klere, hulle tekstiele bedryf, hulle medies met hulle goeie oogsalg. En Jesus kyk na die dinge en hy sê vir hulle, Laodicea, jy is ryk, maar ek sê jy is arm. Hy sê vir hulle, julle het goeie oogsalf, maar julle is blind.
Julle het dalk swart wol en 'n goeie tekstiele bedryf, maar julle is naak. Hoe vergelyk jou geestelike, of hoe vergelyk jou gemak van jou lewe met jou geestelike honger? Alles wat Laodicea op trots was, verander hy in 'n aanklag. In vers 17 wat ons reeds gelees het, wil ek weer vir jou lees. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Kom ek vra jou vanmôre, as Jesus vanmôre vir jou 'n brief moet skryf, sou hy sê, dankie my kind, dat jy so beweeg vir my, dat jy aan die brand is, dat jy 'n vuur in jou binneste het, dat jy besig is om te werk vir my, of sal hy ook skryf, jy is naak, jy is arm, jy is blind, jy het te gemaklik geraak daar waar jy is, jy gaan maar saam met die stroom, jy bly maar net stil wanneer jy moet praat. Laodicea is nie moeilik om vandag te vind nie. Laodicea is 'n plek van 'n gelowige wat in 'n diens sit vir 20 jaar, maar daar's nie meer beweging by hom of haar. Laodicea is 'n jong man wat in die kerk groot geword het, wat elke lied ken, wat die Bybel ken, wat al die teenwoordigheid van die Here ervaar het, maar hier binne het hy begin doodgaan. Laodicea is 'n ouderling wat elke week dien, maar sy gebedslewe het opgedroog. En vandag sien ons dit in hierdie wêreld. Ons sien soveel evangelies wat vandag verkondig van rykdom. En hulle preek uit rykdom en geld. Maar Laodicea was ryk. Laodicea was wel af. Dit het goed gegaan met Laodicea. Hulle het nie min gedoen nie. Hulle was geken vir hulle welvaart. Sê nie as jy ryk is jy 'n probleem nie, maar jy moet pas op dat jy te gemaklik raak met dit wat jy het. En die gemeente van Laodicea was wel af, en die Laodiceënse het gefokus op dit wat hulle het. Dit wat hulle kan sien. Dit wat waardevol is vir hulle, maar hulle het nie gefokus op die troon van God. Dit wat ewigheidswaarde het. Leksheid, welvaart, gemak kan veroorsaak dat ons so gemaklik raak. Selftevrede. Maar maak nie saak hoeveel geld jy in jou bankrekening het nie. Maak nie saak hoeveel karre jy in jou driveway het nie, hoeveel huise jy op die berg het nie, maar as jy nie 'n verhouding met Jesus Christus het nie, dan het jy niks. Werk eendag by 'n rekenaarfirma, en ek werk in die rekenaarlaboratorium, so 'n lang rekenaarlaboratorium, en ek sit daar en alleen werk, en ek maak rekenaars reg, en dit is die bedryf wat ek in is, en ek het net begin in hierdie bedryf, en iemand kom sit by my, en hy trek sy wielietjie stoel so naby my toe, en sy naam is nogals Gabriel. Nou is die engel Gabriel, is my kollega Gabriel, en Gabriel sit so by my, en hy vra my 'n onverwagste vraag, terwyl ek werk, en ek, wat of Gabriel nou hê? En Gabriel sê, Eckhart, do you have a relationship with Jesus? En ek is opgewonde, want ek wil hom antwoord. Jy weet, as jy so opgewonde is, jy overshare. En ek spring op, ek sê, yes, Gabriel, my father is a preacher. I grew up in the church. My grandfather is a preacher. I grew up in the church. En Gabriel gee my nie die antwoord wat ek gedink het hy gaan my gee nie. Hy sê, that doesn't mean anything. Do you have a relationship with Jesus? En ek is ongelukkig oor Gabriel, hy ken my nie eers nie. En ek begin bietjie na te dink, wat oor praat Gabriel? Jy sien, op die dag terwyl ek werk toe ry ek in die gemak van my voertuig, en die aircon blaas, en ek en Gabriel begin so 'n bietjie gesels, en hy vertel my hoe ver hy in die veld moet loop. Jy sien, partykeer raak ons so gemaklik, dat ons dink ons is alright. Jy weet, ek het in Beulah Park se banke gelê en groot geword, en ek weet baie van julle ook, en julle kom uit verskillende denominasies, maar dit beteken nie omdat jy daar gelê het, jy is alright nie. Dit beteken nie omdat jou familie so goeie nalatenskap het, jy is alright nie. Gabriel sê vir my, your father is not going to stand in front of the throne of God and say, oh, this is my son, he's been in the church. Your great grandfather is not going to say, he's been to Beulah Park.
Hy het nie dit gesê nie, maar ek sit dit by. Hoe vergelyk jou huidige vlak met jou geestelike honger? Jou gemak? Is jy aan die brand wanneer dit kom by jou Bybelstudie? Is jy aan die brand wanneer dit kom by jou gebedslewe? Is jy aan die brand wanneer dit kom om hom te aanbid? Hoe affekteer jou besittings jou verhouding met God? Hoe affekteer jou finansies jou verhouding met God? Hoe investeer jy jou finansies? Hoe lyk jou geestelike honger? Vers 16 sê, maar nou omdat jy lou is, en die koud of warm is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Om koud te wees is nog een ding, maar om lou te wees is wanneer onverskilligheid inkruip. Jy was dalk in 'n goeie kerk al, jy het al gemaklik geraak, jare in die banke gesit, jy het al die woord van die Here gehoor. Familie, ek weet hierdie klink vanmôre dalk baie konfronterend, maar weet jy wat, is die wonderlikste nuus? Jesus het nie van Laodicea vergeet nie. Hy het nie Laodicea afgeskryf nie. 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hy klop nog steeds. Geduldig wag hy vir jou. Daardie klop is dalk al 'n geruime tyd by jou. Dalk 'n paar dae, dalk 'n paar weke, paar maande, paar jare. Ek weet waarvan ek praat. Ek was al in, ek kan eers op my hande tel hoeveel kerke nie. En daar was 'n klop en ek het nie geweet wat is hierdie leemte in my binneste nie. Hy klop vanmôre by jou. En hy sê, maak hierdie deur oop. Hy is nie weg nie, hy het nie opgegee nie, hy is nie kwaad nie. Maar die gevaar van om in Laodicea te verkeer, dit los mense gebroke sonder 'n uitweg. Want dit wat ons het is goed genoeg. Dis die probleem met 'n lou warm gemeente. Die Nuwe Testament was Laodicea die lou warmste gemeente. Maar hy gaan agter Laodicea aan vanmôre. Hy soek my en jou, elke een van ons. En ek hoop dat jy vanmôre besef dat as jy nog in die kondisies van Laodicea verkeer, dat jy as jy op hierdie oomblik nou ongemaklik voel, is dit nie 'n slegte ding nie. Dit is wanneer jy gemaklik voel. Wanneer jy gemaklik raak. Maar daar is hoop. Sy naam is Jesus. Nou Jesus sê, julle moet bekeer Laodicea. Maar die volgende hoofstuk, Openbaring 4, die boek van Openbaring is so wonderlik en ek lees dit met soveel versigtigheid. Familie, ons hoor die diagnose van Laodicea. Ons het gesien hoe lyk dit in Laodicea. En ek seker jy was al op daardie punt wat jy so gemaklik was. Maar ons is op pad iewers heen vanmôre. Openbaring is geskryf vir wat was, wat is en wat kom. En Openbaring 3 lees ons van die laaste gemeente wat lou warm geword het. En Openbaring 4 slaan ons oor in die troonkamer van God. Maar die volgende hoofstuk is in die hemel. 1 hoofstuk later, in die troonkamer. Johannes is op 'n eiland Patmos, verban, alleen, oud. Die wêreld het van hom vergeet en daardie oomblik van absolute stilte, hoor hy soos 'n basuin, 'n stem wat vir hom sê, kom op hierheen. Kom op hierheen. Lees saam met my, Openbaring 4 vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem was, wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Wat sien Johannes? 'n deur, oop in die hemel. Onthou jy nog die deur van Laodicea? Hy was toe en Jesus het gestaan en klop by die deur. En Jesus staan buite hierdie deur en Johannes sien 'n deur, oop in die hemel. Hier is 'n ander deur. Hier is God se deur en dit staan oop. En terwyl die kerk lou warm geword het, staan daar 'n deur waarwyd oop. Wat is agter daardie deur? Die heerlikheid van God. Jy moet verstaan, Johannes het nie besef wat hy volgende sou sien nie. Hy was nie reg vir wat hy volgende sou sien nie. Agter daardie deur is nie net 'n konsep van iets nie. Is nie net 'n emosie of 'n beeld nie. Dit is 'n lewende God op 'n troon. En as jy dit sien, as jy dit waarlik kan sien,
kan jy nie anders as om lauwarm te bly nie. Die troonkamer verander mense. Johannes was alleen op 'n eiland en het in die troonkamer in gees gegaan en het uitgestap met die boek van Openbaring. Vers 2 sê, en dadelik was ek in gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en die een sit op die troon. Johannes sien 'n troon. Johannes, die eerste ding wat Johannes sien, is nie 'n kerk nie, hy sien nie die engele nie, hy sien nie die pastoor nie, hy sien nie die great band nie, hy sien 'n troon, en een wat sit op die troon. In Laodicea was daar nie 'n troon nie. In Laodicea was daar rykdom, reputasie, selfbeeld. Maar hier is 'n koning op 'n troon. Sy heerlikheid, sê dit verder, en ek gaan nie elke vers lees nie, waar gaan ons die heel dag hier staan. Sy heerlikheid soos jaspis en sardius, stene wat lig vang en teruggee, en klere wat geen mens kan beskryf nie. Vers 5 sê, en daar het weerlig en donderslaan, stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see soos glas, soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. 24 ouderlinge in wit klere met goue krone. 'n See wat stil staan voor God se teenwoordigheid. Volkome stil, volkome heilig. En uit die troon kom daar weerlig en donderslaan stemme. Dis nie 'n God wat net jou tevrede stel nie. Dis die God wat ons dien, wat die hele aarde geskep het, wat jou op jou naam geroep het. Vers 8 sê, en die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Heer God Almagtige, wat was, wat is en wat kom. Heilig, 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 dag, nag, sonder ophou, danksegging, aanbidding. Hierdie wesens het hom aanbid voor die skepping, en hulle sal aanhou aanbid. Hulle het nie moeg geraak vir aanbidding nie. Hulle het nie verveeld geraak met aanbidding nie. En hulle sal aanhou en aanhou en aanhou, en elke keer as hulle God se teenwoordigheid aanskou, is dit asof hulle hom vir die eerste keer ervaar, en dit is die geheim wat die mense in Laodicea is, wat nog lauwarm bly. Hulle mis die heerlikheid van God, want hulle kyk nie meer na die troon nie, hulle kyk net wat hulle het. Hoe meer jy tyd jy in sy teenwoordigheid spandeer, hoe wil jy dan nog lauwarm bly? Laodicea het nie min gedoen nie. Het fisies baie gehaat, maar hulle het ophou kyk na die troon. Vers 9 sê, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom, of wat op die troon sit. En hulle aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid, en die eer, en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan alles en is alles geskape. Hoor jy dit, familie? Hulle lê hulle krone neer. In die troonkamer van God is die krone op die vloer. Daar's net een wat die kroon kan dra. Hulle staan nie by mekaar en sê, het jy my kroon gesien nie? Hulle vergelyk nie mekaar se krone nie. Hulle hou dit nie vas met trone, met trots nie. Hulle werp hulle krone neer voor God. Alles wat hulle bereik het, dit wat hulle verwerf het, dit wat hulle trots op is. En hulle sê, U is waardig, nie ons. Laodicea het gesê, ons het niks nodig nie, ons het gemaklik geword. Die ouderlinge het gesê, hy is alles, hy is waardig, hier is my kroon, hier is my eer, hier is my lewe, hier is alles. En dit, familie, dit is die verskil om in Laodicea te verkeer en in heerlikheid, na God se heerlikheid te smag, om sy teenwoordigheid te huisves, om sy heerlikheid te ervaar. Van ek het alles tot U is waardig. Nou familie, ek wil nie die hele oggend
deur Openbaring gaan nie, want ons kan die heel môre daar spandeer, maar ek wil nog een hoofstuk aangaan, want ons het nou van die kroon en die troon en God se heerlikheid gesien, en ons het agter die spansel, ons het die sluier oopgegaan, of die gordyn, en ons het in die troonkamer in gesien, maar in hoofstuk 5, wat gebeur in hoofstuk 5? Hier kom die lam. Vers 1 sê, en ek het aan die regterkant van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe met 7 seels goed verseël. 'n boekrol, verseël met 7 seels. En in daardie boekrol lê God se plan vir die wêreld, die verloop van geskiedenis, die oordeel van nasies, die vervulling van sy verlossingsplan, en dit is verseël. En niemand kon dit oopmaak. Vers 2 sê, en 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels oop te breek? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak of daarin kyk. 'n Engel roep uit met 'n groot stem, deur die hele skepping, wie is waardig? En daar stilte. Geen engel stap na vore nie. Geen profeet stap na vore nie. Geen koning stap na vore nie. Stilte in die hemel, stilte op die aarde, stilte onder die aarde. Niemand nêrens ooit waardig, hoe kan dit wees? Vers 4 sê, en ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak, of in daarin te lees en daarin te kyk. Johannes begin ween. Die Griekse woord vir ween is ekklaion, wat beteken om hardop te huil sonder ophou. Niemand wat die boekrol kan oopmaak nie. Wat van die lyding van God se kinders? Dit het dan mos nou geen betekenis nie. As niemand waardig is nie, is hierdie wêreld maar gebroken. Wat van die bloed van die martelare wat vir die evangelie gesterf het? Wat van die kruis? As niemand dan waardig is nie, wat van die geskiedenis? Dis 'n tragedie. En Johannes ween, het jy al so geween? Wanneer jy in die middel van die nag lê en jou planne werk jy uit en jy ween. Dit gaan jy sê, ek weet nie hoe ek deur hierdie ding gaan kom nie. Het jy al so geween by 'n hospitaalbed van 'n geliefde? Het jy al so geween by die graf van 'n geliefde? Hoekom moes hierdie gebeur het? Wat is die nut hiervan? Wat is die doel hiervan? Johannes op sy knieë, met trane in sy oë. In vers 5 sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Johannes draai om en hy verwag die leeu van Juda, en wat sien hy? 'n lam, geslag, wonde nog sigbaar, littekens. En in hierdie oomblik verstaan Johannes, oorwinning klink nie altyd soos ons dit verwag nie. Familie, heerlikheid dra littekens. Hy het gekom en hy die boek geneem en uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Die lam stap na die troon en hy neem die boekrol uit die hand van die Vader. En op daardie oomblik breek die hemel oop. Hulle val neer voor die lam. Goue skale wierook word opgelig. Die gebede van die heilige styg op na die troon. En hulle sing 'n nuwe lied. Wat sing hulle? U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak, want u is geslag en u het vir ons met u bloed gekoop uit elke stam, elke taal en elke nasie. Elke verloste siel. Elkeen wat in duisternis was, maar die lig gesien het. Elkeen wat sy naam geskryf is in die boek van die lewe. Want die lam is geslag, jy is gekoop met sy kosbare bloed. Familie, Laodicea dink hulle het alles, en ek weet die boodskap van Laodicea is dat hulle moet bekeer. Maar ons moet, wanneer jy bekeer en jy word warm, het jy nodig om in die teenwoordigheid van God te spandeer. Laodicea sê hulle het alles, maar hy het klaar alles gegee. Vir jou en vir my. En op daardie oomblik is die hemel vol duisende by duisende en 10.000 maal 10.000. Die hemel was vol met stemme wat sê, waardig is die lam. Waardig is die lam, wat geslag is om te ontvang. Krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof. Vers 13 sê, elke skepsel in die hemel op die aarde sluit aan by hierdie aanbidding. Maar ook elke kind wat vroeg heen gegaan het. Ook elke gelowige wat in die tronk gesterf het vir sy geloof. Ook elke ouma wat elke nag in die stilte gebid het. Ook elke sondaar wat omgedraai het.
Elke stem, elke nasie, elke taal sing een lied, waardig is die lam. Familie, ons was vanmôre in Laodicea, 'n kerk wat alles gehad het, maar hulle het lou warm geword. Maar wanneer jy fokus op sy troonkamer, wanneer jy fokus op sy heerlikheid, besef jy het hom meer nodig as ooit van tevore. Dit is wanneer jy kan sien dat jy is nie naak nie, want jy is met wit geklee. Dit is wanneer jy kan sien jy is nie arm nie, want jy is deel van die koninkryk van God. Hy staan by die deur en die klop. Laodicea het nie oopgemaak nie. En ons was in die hemel gekyk vanmôre in Openbaring en gesien wie werklik op die troon sit, wie werklik waardig is, wie werklik die laaste woorde het. Ons het nie net gekyk vanmôre nie. Ja, ek wil jou nie vanmôre lank besig hou nie en die orkes kan maar vorentoe kom. Nie ons reputasie nie. Nie ons gemaklike lewens nie. Maar vanmôre wil ek jou vra, nie aan Laodicea nie. Ek wil vir jou vra, is die deur oop? Jesus staan en klop. Dieselfde geduld, met dieselfde liefde. Die wonder wat bewys dat hy bereid was om alles te gee, om by jou in te kom. Dalk was jy ook soos ek jare in die kerk, en van kerk na kerk beweeg, en jy het iets gesoek, maar jy weet nie wat jy soek. Jy sit dalk vanmôre hier, en jy soek na iets meer. Ek vir jou sê, spend time, where's your hunger? Dis tyd dat ons krone moet neerlê, en weer op die troon moet fokus. Dalk ken jy ook, soos ek, baie koortjies en worship songs. Dalk het jy elke vers neergeskryf en geleer, en jy kan dit in enige redenasie opbring. Maar die diep binne in jou wil ek jou vra, het jy nog 'n vuur vir die Here? Of is alles net weg? Voel dit maar net vir jou vreemd, jy is alright. Is jou honger weg? En Jesus se antwoord vanoggend is, ek het jou nie vergeet nie. Ek staan by die deur en ek klop, maak net oop my kind. Is jy bereid om jou kroon vanmôre neer te gooi? En te sê, U alleen is waardig. Here, U alleen is waardig. Laodicea was lou warm, maar heerlikheid is vuurwarm. Laodicea was selfgenoegsaam, maar in sy heerlikheid besef ons afhanklikheid van hom. Laodicea was blind, maar heerlikheid beteken om sy glorie te sien, om op ons oë te vestig op sy troon. En wanneer hy bonatuurlik opdaag, verander die atmosfeer. Laodicea was gemaklik in hulle geloof, maar heerlikheid is ware aanbidding tot God die Vader. In Laodicea is Jesus buite die deur, maar in heerlikheid staan ons voor die troon. Laodicea het nie net aktiwiteit nodig wat hulle moet aanpas vanmôre nie, maar hulle het ontmoeting ook nodig met die een wat op die troon is. En ek voel altyd ek moet iets gee. Ek wil nie vir jou 'n resep gee nie. Ek wil vir jou sê vanmôre as jy stap 1, 2 en 3 doen, dan gaan jy heerlikheid ervaar. Dit werk nie so nie. Maar ek wil vir jou iets gee nog steeds. En ek wil jou 3 goed gee. Die eerste ding is jou deur oop om sy gees te huisves. Om Jesus in te nooi. Wees eerlik met jouself vanmôre. Of is jy nog in jou geestelike gemak? Ons sit dit in die banke, kom kniel elke Sondag uit vir die sondes van die week. Of het jy werklike verhouding met Jesus? Net soos Gabriel vir my gesê het, that doesn't mean anything. Do you have a relationship, a true relationship with Jesus Christ? Die tweede vraag wat ek jou vanmôre wil vra, die ouderlinge het hulle krone neergegooi. Watter kroon is jy nog die meeste trots op? Jou werk, jou reputasie, dalk jou intelligensie, jou geestelike lewe. En as jy nie nou seker is nie, is dit oukei. Dink so 'n bietjie daaroor in die week. En as jy regtig prakties wil wees, skryf dit neer op 'n papier. En in jou stilte tyd, sit daar die papier in jou bidkamer voor die voete van God en sê, Here, hierdie is nie myne nie. Here, ek gooi hierdie voor U voete, want U alleen is waardig. En dan die derde ding, familie, skeduleer tyd vir 'n troonkamer ervaring. Skeduleer tyd om nader aan hom te beweeg. As jy nie worship kan bywoon nie, dis 'n geleentheid
Maak tyd hierdie week. Al is dit net 30 minute van stilte. Geen lysie, papiertjie wat sê wat jy nodig het op hierdie oomblik nie, maar net wat jy kan uit jou mond uit kry. U is waardig. Heilig is die lam wat vir my geslag is. Begin om te aanbid want hy is waardig. Net hy. Net hy. En wanneer jy dit besef, kan jy nie anders as om te verander nie. Of weer aan die brand te wees vir Jesus en sy heerlikheid te wag vanmôre. Wil jy nie saam met my staan nie? Terwyl jy daar staan, strek jou hande uit. Vanmôre, Here, staan ons in afsondering voor 'n heilige God. Here, ons het gesien vanmôre hoe lyk die troonkamer en ons het net 'n glimps gehad, Here. Maar Here, vanmôre kom lê ons elkeen ons krone voor U voete neer. Dit wat ons nog so styf aan vashou, Here, dit wat ons so gemaklik maak, vanmôre lê ons ons krone voor U neer, Here. Dalk is dit ons rykdom, dalk is dit die dinge wat ons besit, dalk is dit die dinge wat ons nog aan vashou. Maar ons lê alles vanmôre voor U neer. En soos ons op die troon fokus, Here, dat U sal opdaag vanmôre in hierdie plek soos U al reeds teenwoordig is. En Here, vanmôre is ons wagtend op U teenwoordigheid. Wagtend, Here, om meer van U te ervaar. O Here, ek kom bid vir elke een, Here, soos hulle vanmôre hier sê, Here, my kroon is neer. Here, ek is besig om U te aanbid. Familie, kom ons aanbid hom. Hy is waardig. Hy is alomteenwoordig. Hy is heilig, nag in en dag uit. Here, bid die engele hom. En net so, Here, sal ons nie verveeld raak om U te aanbid nie. Ons aanbid U met al die lof en al die eer en al die aanbidding, want U alleen is waardig. Terwyl ons so sing, kom ons aanbid hom net vir 'n oomblik, familie. O, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want U het ons met U bloed gekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. Halleluja. Familie, kom ons staan net so aan. Bid ons, Here Vader, dankie vir die voorreg wat ons U kon ervaar vanmôre. Here, dankie vir die geeswerking vanmôre in hierdie diens. Here, ons erken U as die lewendige heilige God. En Vader, U alleen is heilig, U alleen is waardig. Here, ek kom bid vanmôre vir elkeen hier so in hierdie diens, dat U hulle 'n bonatuurlike werk sal gee hierdie week, Here, soos wat hulle U aanbid in hulle bidkamers en hulle stilte tyd, Here, dat hulle U sal ervaar soos wat hulle U nog nooit ervaar het nie. Here, dat U groot en ondeurgrondelike dinge met hulle sal deel, Here Jesus. Here, raak elkeen aan, ek bid, Here, seën hulle, dra hulle, tel hulle op, Here, in 'n nuwe dimensie. Here, dat hulle hoogte sal tref wat hulle nog nooit gedink het hulle sal tref nie, Here, maar dat hulle sal weet, Here, ons het U troon nodig. Ons moet fokus op U troon en nie dit wat hierdie wêreld bied nie, maar wat U alleen bied.
Vader, ek gee elkeen vanmôre voor U en ek loof U groot en heilige naam. Amen en amen. Prys die Here, dankie Jesus. Halleluja. Al ons kykers by die huis, ons groet U. Ons sien die volgende week, die Here seën U.